Daar waar jy staan, maak net toe jou oë en kom ons bid saam vanoggend. Dankie Heilige Gees vir 'n oomblik soos hierdie. Dankie Heilige Gees dat U vanoggend teenwoordig is. Here, nie net in ons gemeente, in ons gebou nie, maar in ons huise. Here, by ons gesinne. En vanoggend kom vra ons, Here, as daar enige siekte in die gebou is, of enige iemand wat sê, maar Here, ek het nodig dat U daardie persoon aanraak in my lewe. Ek het nodig dat daar verandering kom. Ek het nodig dat hulle harte getransformeer word, of selfs hulle liggaam aangeraak word. Kom vra ons vanoggend, Here, in die naam van Jesus Christus. Kom raak hulle aan van kop tot toon. Dankie dat ons vanoggend kan bid vir genesing. Dankie dat ons vanoggend kan bid vir harte om na U toe te draai. En ons vra, Here, kom werk soos nog nooit van tevore nie. Stort U Gees uit soos nog nooit van tevore nie. Dankie dat U vanoggend, Here, U beloftes vir ons kom bevestig. Dankie dat U vanoggend vir ons 'n vrede bring in die middel van die grootste storms in ons lewe. Want U is aan die werk. Terwyl almal se oë toe is. Ons wil nie sommer 'n geleentheid mis nie. Ons gaan jou nie uitroep nie, ons gaan nie vra dat jy jouself blootstel nie, maar as jy vanoggend in 'n plek is, waar jy sê, ek het nodig om net my saak met die Here weer reg te maak. Of dalk bid jy vir iemand naby aan jou, wat nodig het om dit self te doen. As dit vanoggend jy is, en jy sê, ek het nodig om terug te kom na my Here toe. Soos ek sê, ons gaan jou nie uitroep na die tyd nie, ons gaan nie vra dat almal hulle oë oopmaak nie. As dit jy is vanoggend wat sê, ek het nodig om reg te maak met die Here, wil jy nie net 'n oomblik vat, en jou hand opsteek en laat sak nie. En sê net vir hom onder jou eie asem, maar hier is ek, Here. Hier is ek, Here. Dankie, Here. Dankie Vader vanoggend vir elkeen wat sê, maar Vader, ek kom terug huis toe. Jesus, ek kom terug na U arms toe. Here, ek kom om reg te maak met U. En Vader, vanoggend glo ons U omvou elke een van ons met liefde en genade. En dankie vir daai stem wat sê, welkom tuis, my kind. Welkom tuis. En ons eer U daarvoor vanoggend. Dankie dat U hier is. Dankie vir U woord vanoggend. Dankie vir 'n tyd in lofprysing. Ons eer U, Here. En ons is so lief. Ons is so lief. En almal sê saam, amen. Amen, jy is welkom om te sit, jy is welkom om jou sitplek in te neem. Sjoe, lofspan, baie dankie, wow. Ek dink hierdie is vir my een van daai oggende, julle sing so oor die vertroue van die Here, Pieter, toe besef ek dink julle het die preek voor die tyd gelees, en hy was eers eintlik gisterand klaar, so ek weet nie wat jy hom kom lees nie, maar prys die Here man, dankie daarvoor. Amen, amen. So, voor ons verder gaan, het ons vanoggend 'n afskeid van Tannie Jenny, en ek gaan vra, Tannie Jenny, kan Tannie vir ons staan? Kan Tannie vir ons staan? Ek dink, meeste van ons ken Tannie Jenny, meeste van ons weet ook wat sy nalatenskap sy ook het in ons dorp, in Delmas, en Tannie Jenny, ons ken Tannie nou maar so jaar nie, maar Tannie het 'n besondere nalatenskap, selfs in ons as gesin gelaat. En vanoggend sê ons dankie. Dankie Tannie, dankie vir die tyd wat ons saam met Tannie kon stap. Dankie vir die geestelike saad in ons gemeente, die geestelike saad in ons dorp, die geestelike saad in daai straat waar Tannie hulle se winkel was. En ons weet al so baie wat deur Tannie hulle se hande gegaan het. En daar wil ons vanoggend in besonder dankie sê, en ons wil Tannie seën. So kan ek vra, kan almal van ons hande uitsteek na Tannie Jenny toe, en kan ons dalk Tannie Marie, kan Tannie julle dalk sommer by haar staan,
En dan julle se hande net op haar lê. So kom ons steek ons hande uit en ons seën ons haar vanoggend. So Here, dankie dat ons vanoggend kan dankie sê vir Tannie Jenny. Dankie Here vir die nuwe seisoen waarin sy ook ingaan en vanoggend seën ons haar Here in die naam van Jesus Christus. Ons seën haar Here met meer van u teenwoordigheid. Ons seën haar Here met 'n bediening. Here, waar sy nou gaan en waar sy nou gaan wees. Here, 'n bediening wat u in die troonkamer van die hemel aan mekaar gesit het. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie vir die geestelike saad in die grond van Delmas en die geestelike saad wat sy nou gaan saai in Springs. En ons eer u daarvoor, Heilige Gees. Ons seën haar vanoggend. Ons seën haar vanoggend met teenwoordigheid. Ons seën haar vanoggend met drome, met visioene, met openbaringe, maar met meeste van alles met 'n Jesus wat elke oggend opdaag. Ons seën haar in die naam van Jesus Christus. En almal sê saam, amen, amen. Ek weet Tannie Jenny hou nie daarvan nie, maar kan ons net vir haar 'n groot applaus gee vir al die jare. Dankie Tannie Jenny. Ek wil sê, dit is altyd vir my moeilik om mense te groet vir wie ons baie lief is. En ons is lief vir Tannie. En die gemeente is lief vir Tannie. So, ons sien uit om te hoor van die volgende seisoen, volgende bediening. Ons gaan groot wees. Amen. Amen. So ek wil vra, gaan kuier na die tyd met haar, drink lekker koffie. As jy wil deelreis Springs toe, ek hoor hulle het in Springs ook lekker koffie. So, ons glo dit gaan so wees. Ons is so opgewonde oor vanoggend. Dankie dat jy vanoggend hier is. Ek besef dis vakansietyd en ek besef dis koud. En volgende week is nog kouer, maar onthou, ons het hierdie veldtog begin, Delmas teen koue. So prys die Here dat ons kan opdaag in die middel van dit. Maar ons is opgewonde oor dit wat was in die kwartaal. Ons is opgewonde oor dit wat volgende kwartaal gebeur. Daar's 'n klomp groot projekte, groot bedieninge. Ons het 'n disipelskap kursus wat ons begin, 'n klomp opleidings en. So hou maar daai groep dop. As jy nie op die WhatsApp groep is en jy wil graag op hom wees, na die tyd gaan Hanno daar agter staan, by die eerste kuierbanier, gaan gee jou naam, jou nommer vir hom, hy gaan opskryf, en hy gaan jou op die groep add, soos ek sê, daar's 'n klomp goed wat voor lê, en 'n deel van my opgewondenheid is hierdie boodskap van vanoggend. So ons praat vanoggend oor die God van ja en amen. Die God van ja en amen. En is eintlik 'n boodskap wat al so ruk lank op my hart is. Maar is dit mos een van daai, elke keer as jy dink, maar ek gaan nou begin werk aan hom, is daar skielik 'n ander ding wat die Here eers in plek sit, maar ek dink die tyd is reg, so ek is opgewonde oor hierdie, ons kop af met hierdie bekende gedeelte van Paulus, wat besig is om rond te toer, en dan gaan hy van gemeente na gemeente na gemeente, en hy gaan na elke gemeente toe, wat onder sy sambreel geval het, of wat onder sy beskerming, of mentorskap was, en dan gaan praat hy met hulle, en hy sê vir hulle sekere goed, om hulle op die regte pad te hou. Maar dan is daar hierdie stadium in Korintiërs waar hy nie by hulle kan uitkom nie. En dan skryf hy vir hulle, hy sê, ek wou so graag by julle wees. Ek wou so graag by julle uitkom. En dis nou nie soos daai ou wat die braai probeer vermy nie. Ons almal ken daai ou, jy stuur uitnodiging na uitnodiging, die beste steaks. En dan stuur hulle net, ek wou so graag daar wees, maar in elk geval, hy stuur vir hulle, ek wou so graag daar wees. Hy sê, maar ek kon nie, dat al hierdie goed gebeur. En dan kom hy op 'n plek waar hy sê, maar gelukkig is Christus nog getrou. En dan sê hy hierdie, 2 Korintiërs 1:15, kom ons lees saam. Hy sê, met hierdie oortuiging het ek al vroeër beplan om na julle toe te kom, sodat julle 'n dubbele geskenk kon ontvang. 'n Dubbele geskenk, aan die een kant is die geskenk die woord van Christus, die woord van God, wat hy vir hulle bring, maar aan die ander kant is die geskenk om homself. So hy sê, ek is julle geskenk. Nou ek wil net sê, hierdie is 'n huwelikstip van Paulus af. As jy op jou huweliksherdenking vergeet het om iets vir jou vrou te kry, sê vir hom, maar Paulus sê, ek is jou geskenk. Dis Bybels.
So in elk geval. Hy sê maar gelukkig is Christus getrou, en dan kry ons hierdie gedeelte waarop ons fokus vandag. 2 Korintiërs 1, 19 tot 20, kom ons lees saam. 2 Korintiërs 1 vers 19 tot 20. In hom, Christus, het God se ja plaasgevind, want al die baie beloftes van God in Christus Jesus is 'n volmondige ja. Daarom is dit ook deur Christus se toedoen, dat ons om God te verheerlik daarop amen sê. So hy sê, elke belofte in Christus is alreeds ja en amen. So ek bid vir 'n sekere ding, as daar belofte in die woord is dit in Christus ja en amen. Ja en amen. En baie keer mis ons wat die Here vir ons hier sê, want ons so baie beloftes in ons lewe, en ons besef nie dat Christus die bevestiging is van die ja van God af nie. So hy sê vir hulle, hy sê Korintiërs, julle moet besef, hier's 'n klomp beloftes wat in die woord van God is. Beloftes oor julle gemeente, oor julle families, oor julle besighede. En hy sê, en die feit dat Christus opgedaag het, dat hy aarde toe gekom het, aan 'n kruis gesterf het en opgestaan het, is die bevestiging dat elke belofte vir jou van God af ja is. Dis sy ja, dis sy bevestiging wat jy nodig het. Wat beteken die ja? Die ja beteken eintlik soveel meer as net die woordjie ja. Die ja beteken, die tyd het aangebreek. My seun is hier, wat daai beloftes vir julle in julle hande gaan oorhandig. En ek dink baie keer besef ons nie dat ons alreeds die bevestiging het van elke belofte vir ons lewe in Christus nie. Ek weet nie of jy geweet het nie, maar in die woord is daar so min of meer 8800 beloftes van God. 8800. En dit word al hoe meer ons die Grieks en die Hebreëus begin verstaan. So hy sê vir hulle, hy sê Korintiërs, hier's 8800 beloftes, en elke een van hulle is ja en amen vir jou. Elke een van hulle. En Christus is die bevestiging dat hulle nou vervul sal word. Maar hier is wat vir my so mooi is van hulle. Baie min van die beloftes van God was gebonde aan tyd. En net so was daar ongeveer 3500 beloftes wat nie gekoppel was aan 'n volk, 'n nasie, 'n ras of 'n taal nie. 3500 beloftes was vir die gelowige wat nou hulle harte, hulle ja vir Jesus gegee het. Dit beteken dat daar 3500 beloftes is wat die Here in vervulling wil bring vir elkeen van ons hier. Daar's 3500 beloftes wat hy deur sy seun in ons hande wil kom plaas, wat hy deur sy seun vir ons wil gee. En hier is wat vir my so mooi is, hy vat dit verder. 2 Korintiërs 1:22, kom ons lees saam. Hy het ons as sy eiendom gemerk en die Gees in ons harte gevestig as deposito, wat as waarborg dien van alles wat hy nog vir ons gaan gee. So hy sê, jy is gemerk as sy eiendom. Jy is gemerk as 'n kind van God, en die waarborg van elke belofte, van 3500 beloftes in jou lewe, is die feit dat jy die Heilige Gees ontvang het. Dis die waarborg. Hy is die deposito in ons lewe. Baie keer bid ons vanuit 'n plek waar ons nie besef dat die Here hierdie waarborg vir ons gee nie. Ons sê, Here, maar ek sien die seën die ander ou so baie. Rian praat van 'n buurman. Jy het ons sê baie keer, maar Here, U seën my buurman. Maar waar is daai belofte vir my? Maar hier sê hy, die Heilige Gees is jou waarborg. En ek wil net sê, die Gees is nie soos 'n tydkalot waarborg nie. Ons het so lekker filter koffiemasjiene in die huis, ons verskriklik lief vir koffie. En dis kom ons baie koffie drink, saam met mense ook. Het gaan eintlik oor die koffie, nie 'n grap hoor. Het gaan Maar in elk geval, ons koffiemasjien het so 'n paar maande terug, toe begin hy raak soos 'n ou Datsun wat 'n wiel verloor het. Hy hardloop nog, want dis 'n Datsun. Hy kan hardloop, al het alles uitgeroes.
Al moet jy om Flintstones spied daar hier onderdeur. En nou begin hy so hoes en proes en so aan. En ek stuur vir Tykelot 'n boodskap. Ek sê, hier is my waarborg. Weet julle wat sê hulle vir my? Hulle stuur vir my terug. Hulle sê, nee, sorry meneer. Hulle sê, baie jammer. User error. Ek sê, daar's een knoppie. So die waarborg geld nie. So ons hoes maar voort. 3 wiele. Dis alright. Die koffie kom nie so sterk uit nie, maar ons gooi meer koffie in. Maar hier is die ding. Die waarborg van die Gees verval nie. Die waarborg van die Gees hang nie af van my aksies nie. Die waarborg van die Gees hang nie eers af van my sonde nie. Waarvan hang dit af? My eenvoudige ja vir Jesus. My eenvoudige ja vir my God. En die oomblik as ek dit vir hom gee, dan sê hy, maar hier is die waarborg. Romeine 11:29 sê, ek sal nie my gawes en my gees en my roeping op jou lewe onttrek nie. Inteendeel, ons kan dit verder vat, waar hy sê, maar ek sal nie my beloftes vir jou lewe onttrek of terughou nie. Dis die waarborg van God. So hier is 'n belofte met jou naam op. As jy tussen 3.500 beloftes nie een kan kry vir jou nie, dan fokus jy op die verkeerde goed. In elk geval, ons 'n tweede deel aan hierdie vers. Kom ons lees saam weer, 2 Korintiërs 1 vers 19 tot 20. In hom, wat Christus is, het God sy ja plaasgevind, want al die baie beloftes van God in Christus Jesus is 'n volmondige ja. Dis al reeds ja vir jou. Daarom is dit ook deur Christus se toedoen, dat ons, om God te verheerlik, daarop amen sê. Wat beteken dit om amen te sê? Die woord amen beteken, so sal dit wees. Ek dink, Hoeka, is iets wat klein Simon nog daar in Lariska se klas, daar is jy Lariska, wat hy daar geleer het. Nou, so sal dit wees. Maar as Paulus hierdie woord gebruik, amen, as hy sê, maar jy sal 'n amen wees, dan beteken dit ook, maar ons 'n fisiese reaksie op die ja van Christus. Daar's 'n fisiese reaksie en 'n manier hoe ek fisies vir hom sê, maar Here, hier is my amen op u beloftes, is deur te antwoord in gehoorsaamheid. Deur te antwoord op sy woord, deur te doen wat hy vra. En die oomblik as ek reageer in gehoorsaamheid, is dit fisiese verklaring deur my liggaam, deur my siel, deur my gedagtes wat sê, maar ek verklaar, vir my sal dit ook so wees. Daai belofte is ook amen in my lewe. Baie keer bid ons vir goed. En ons bid vir die beloftes van die Here in ons lewe. Maar ons is nie bereid om te reageer op daai woord, of om in dit in te stap nie. Ons het so ruk terug, hele ruk terug, doen ons, dis nou 'n hele paar jaar terug eintlik, doen ons hierdie profetiese kursus. Is ons baie lief vir profesie. En terwyl ons dit doen, kry een van die mense die gehoor hierdie profetiese woord. En ons gee nie eintlik sulke woorde nie. Maar die een persoon sê toe nou vir haar, hoor jy gaan 'n baie bekende aktrise word. Sy het toch nooit drama studeer nie. In elk geval, sy vat die woord, en sy gaan sit by die huis, en sy bou homself uit. En sy sê, maar iemand gaan aan my deur kom klop. Sy het in 'n woonstel gebly, binne 'n estate, agter sekuriteitshekke. Niemand gaan dit aan jou deur kom klop nie. In elk geval, sy hou vas aan die woord, nee, iemand gaan aan my deur kom klop, iemand gaan aan my deur kom klop. Maar sy het nooit tyd gevat om te gaan vir dramalesse nie. So weet jy wat gebeur? Niemand kom klop aan haar deur nie. Op die ouend gaan werk sy as 'n waiter. Genadiglik het sy later tot haar sinne gekom. Maar niemand het ooit kom klop nie, want sy het nie reageer op die woord nie. Baie keer ontvang ons hierdie beloftes van God, en ons sê, dankie Here vir u ja, maar ek gee nie daai amen vir my lewe nie. En die manier hoe ek die amen gee, is om dit te reageer in gehoorsaamheid. As die Here iets in my hande plaas, moet ek ook iets van my kant af doen. Ek moet voorberei om die belofte te ontvang.
Ek dink baie van die beloftes van die Here is amper soos die mooi uitsig op 'n hoë berg. En ons lees van dit, ons hoor van dit, ons sien foto's. Here, ander mense het al daai uitsig gesien, maar my amen is ek gaan die berg uitklim om dit te ontvang. So ja en amen. Vir my is een van die mooiste voorbeelde van dit is Daniel in die Ou Testament. Daniel en sy vriende Sadrag, Mesach en Abednego. So op 'n stadium in Sadrag, Mesach en Abednego se verhaal is hulle in Nebukadneser se ryk. En Nebukadneser gee hierdie bevel, kom ons bou 'n goue kalf. Ek wil net sê, voor jy my môre bel, 'n goue kalf verwys nie na die blou bulle nie. So asseblief my nie môre bel. Jy het my span sleg gesê, ek is ook 'n blou bil in elk geval. Ek wou vir hulle speel, maar kniebesering, nee, grap, ek het nooit daar gekom nie. Hier is die ding. Hy bou hierdie goue kalf. En dan sê hy vir die volk, hy sê ons gaan hierdie ding bou en dis ons God. Die ironie is, hulle bou vir hulle 'n God. Met ander woorde, hulle is eintlik God oor hierdie ding wat hulle gebou het. Maar dan kry hulle al die mense by mekaar en dan sê dit hier, Daniel 3 vers 4. 'n aankondiger het hard geroep, alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel, wanneer julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het en dit aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. So hy sê, alle volke, as julle daai geluid hoor, moet julle buig. Die interessante is, hulle moes hulle self posisioneer om in 'n sekere rigting in te kyk. Dan moes hulle op hulle knieë neerval en op en af hierdie ding aanbid. Elke keer as daar geluid gekom het, 'n aankondiging, klink baie so sekere goed op Vrydag. Dan hoor ons die klank wat ons deur die dorp gaan. Dis goue kalwe, dis afgode. Maar dan staan hierdie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego. En hulle sê, ons sal nie buig nie. Ons gaan aanhou om ons God te aanbid. En dan sê die woord van die ander Jode, het hulle gesien, en hulle gaan uitverkoop by Nebukadneser. Hulle sê, maar hierdie manne, verontagsaam, hulle steur hulle nie aan hierdie bevel nie. Hulle steur hulle nie aan die bevel nie. En Nebukadneser, ek sien hoe raak hy woedend, en hy roep hulle nader, en hy sê vir hulle hierdie, hy sê, maar hoekom buig julle nie voor die kalf nie? En dan vra hy vir hulle, maar as ek julle in die vuuroond gooi, wat se God sal julle red? Die kalf of julle kastige God? Letterlik, net so. En hulle sê, ons hoef hier nie te antwoord nie. Nou hier is dit vir my so mooi is van Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle was 3 studente wat opgestaan het teen 'n koning. En sê, ons sal nie buig nie. Ons sal nie buig vir hierdie ander God nie. So wat het hulle gedoen? Hulle het 'n keuse gemaak vir die vuur, maar hulle het geweet, daar's hierdie waarborg. Here, U het beloof. U het beloof dat ons stad gered sal word. U het beloof dat ons stad herstel sal word. U het beloof dat mense na U toe sal draai en aan U sal vashou. So selfs al gaan ons nou deur die vuur, ons kies vir dit, want ons glo daar's 'n belofte. En hierdie daag my uit in die week. Dis mos altyd as jy werk aan 'n boodskap, dan praat die Here eers met jou. En ek hoor hierdie in my gedagtes waar hy amper vra, maar Pieter, sal jy kies vir die vuur? En ek hoop ek sal. Sal jy kies vir die vuur? As jy op 'n plek kom waar jy in 'n oond gaan beland, as jy in 'n plek kom waar die vuur die enigste pad is om 'n nasie terug te swaai na my toe. Sien, hulle het hierdie ding geweet van die vuur. Die oomblik as ons in die vuur is,
Is daar iets van die beloftes van God, wat skielik in vervulling gaan kom vir ons nasie, want dit was hulle amen op sy beloftes. Dit was die manier hoe hulle amen gegee het vir hom. Ek gaan reageer, al kos dit my alles. En hulle amen in daai vuur het 'n nasie teruggedraai na God toe. So Nebukadneser vat hulle. Hy gooi hulle in hierdie oond. En onthou net die vuuroond van daai tyd was eintlik maar 'n groot bonfire. Dit was 'n gat in die grond. Ek het altyd hierdie kinderbybelprentjie gehad. Jy weet van hierdie groot staaldeur wat amper soos 'n koekoond oopgaan. Was 'n gat in die grond. Daar is nie uit nie. Dan vat hulle hierdie 3 manne. Hulle gooi hulle in hierdie gat in. En dan land hulle vasgebind in die vuur, inteendeel dit is so warm dat die wagte wat hulle ingegooi het doodbrand. En dan lees ons hier in Daniël 3:24. Toe het koning Nebukadneser verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra, het ons dan die 3 manne vasgebind en in die oond gegooi nie. En hulle sê vir hom, dit is so, u majesteit. En hy sê toe, maar ek sien dan 4 manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die 4de lyk soos 'n hemelwese. Die 4de lyk soos 'n hemelwese. Wie was die 4de man in die vuur? Die 4de man in die vuur was Christus. Soos wat hy op ander plekke in die Ou Testament opgedaag het, daag hy op in die vuur. Maar hier is die ding, hy het nie opgedaag nadat hulle in die vuur beland het nie. Hy het vir hulle daar gewag. En baie keer dink ons, Here, ek sit in hierdie vuur, Here, ek sit in hierdie plek wat my brand, ek sit in hierdie plek waar ek nie kan opstaan nie, waar is U? Hy was voor jou alreeds in die vuur. Hy het daar vir jou gesit en wag. En hierdie is vir my so mooi. Sadrag, Mesach en Abednego se amen was om te sê, ons gaan in die vuur ingaan. Hulle sou hom nie ontmoet het, as hulle nie in die vuur beland het nie. Die beloftes van 'n nasie wat terugdraai na God toe, sou nie gebeur het, as hulle nie in die vuur gegooi was nie. So hulle sien hierdie 4de man in die vuur. En dan lees ons Daniël 3:26, kom ons lees saam. Toe het Nebukadneser na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep, Sadrag, Mesach, Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen. En Sadrag, Mesach en Abednego het uit die oond uitgekom. En dan sê die woord, hulle kyk na hulle, en hulle sien, hulle het niks oorgekom nie. Hulle ruik nie eers soos vuur nie. Hulle ruik nie eers soos vuur nie. Ek wil net sê, ek in die aande, kan ek baie keer nie eers buite loop, sonder om soos antrasiet te ruik nie. Want die vure brand oral. Hulle is in die vuur. Dit raak hulle nie. Dis wat gebeur, wanneer die 4de man in die vuur is, saam met jou. Ja, dis seer. Ek dink hulle het die hitte gevoel. Maar daar was nie 'n effek of 'n gevolg van die vuur na die tyd nie. So dan staan hulle daar. Hulle ruik nie eers soos die vuur nie, want daar was 'n 4de man in die vuur. Ons besef baie keer nie, ons sou God gemis het, as ons nie in die vuur van die lewe was nie. Die 4de man in die vuur wag alreeds vir jou daar. Hy wag alreeds vir jou in 'n plek van stres en angs en in die vuur van die lewe. Hy wag daar, maar nie net om jou te beskerm teen die vuur nie. Hy wag daar kom my klein predikertjie. En ouma hardloop agterna, dankie ouma. Hy wag daar, nie net om jou te beskerm teen die vuur nie. Hy wag daar nie net om jou te beskerm teen die vyand nie, maar hy wag daar in die vuur vir jou, om vir jou 'n veilige plek te gee om te land. En die oomblik as ek hom sien, in die middel van my grootste vuur, is daar hierdie herinnering wat van hom afgaan, wat sê, maar die feit dat ek hier is al reeds vir jou 'n bevestiging van elke
belofte. Elke belofte van jou lewe is 'n volmondige ja. Baie keer sit ons in 'n vuur. En al wat ons ervaar is hierdie vrede, hierdie nabyheid van Christus. En is al wat jy nodig het. Die vuur in jou lewe is nie jou einde nie. Die vuur in jou huis of in jou werk is nie jou einde nie. Wat doen ek as ek in 'n vuurtydperk is? Wat doen ek as ek in 'n vuuroond beland? Ek maak so Sadrag, Mesach en Abednego en ek gaan soek daai 4de man in die vuur. Ek wil sien waar sy voetspore is. Ek wil sy stem hoor. Ek wil by sy voete gaan sit. Ek wil hom vra, maar Here, herinner my aan u beloftes. Baie van ons hier vandag het hierdie vuur van finansies of familie of angs en al hierdie goed. Maar hierdie een ding weet ek van die vuur. Meeste beloftes in die woord was bevestig in die vuur. Was bevestig in die oond. So soek hom daar. Vra vir hom, Here, bevestig vir my. Vra vir hom, Here, wys vir my. Vra vir hom, Here, kom sit saam met my. Begin praat met hom. Dan lees ons verder, Daniël 3:28. Toe sê Nebukadneser aan die God van Sadrag, Mesach en Abednego, kom die eer toe. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam. En hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige God behalwe hulle God te dien of te aanbid. En dan vers 29, daarom vaardig ek 'n bevel uit, dat enige persoon van watter volk, nasie of taalgroep hy ook is, wat met minagting praat oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego, in stukke gekap moet word. En dat sy huis 'n puinhoop gemaak moet word. Want ons immers geen ander God wat in staat is om so te red nie. So hy sê, hulle het op hulle God vertrou en hy het hulle gered. Hy het hulle gered. Die woord vir vertrou kom van hierdie Hebreëse woord af, rakats. En dit beteken, ek weet, ek is in veilige hande. Ek weet, ek is in veilige hande. Ons het jare terug is ons op hierdie veldskool by Schoemanskloof. En die van julle wat al daar was, jy sal weet, daar is so hoë leer teen die berg uit. En behalwe dat ek verskriklike hoogtevrees het, die trappies is amper te hoog. Is daar 'n paar kinders daar, wat nie daai leer uitgeklim kry nie, en daar is hierdie een ou, en hierdie een seun, en hy begin klim, en hoe hoër hy klim, hoe meer begin hy vassit, en naderhand kan hy nie meer nie. En hy is amper in die middel, en hy sit vas. En dan moet hulle reddingsdienste uitkry. Dan kom die ouens oor die berg, hulle klim en laat sakke harnas af. En 'n ander ou klim amper boor hom en hy maak hierdie harnas rondom hierdie seun vas. En hy sê vir hom, dis tyd om te laat gaan. Jy's in veilige hande. En hy sê, nee, ek kan nie laat gaan nie. Dis te hoog. Hy sê, maar jy's in veilige hande. En die oomblik toe hy laat gaan, toe voel hy, alles gaan oké wees. Ek is veilig. Hulle trek hom op na boontoe, kry hom aan die ander kant af, ry hom met 'n bakkie terug om na die kamp toe, maar hy was veilig. En dis rakats, om te sê, ek weet, ek gaan in veilige hande wees. Ek kies hierdie gehoorsaamheid ten spyte van die vuur rondom my. Ek kies om gehoorsaam te wees en te reageer op sy woord en op sy beloftes en op sy gees. Al vra hy vir my iets wat my ongemaklik maak. Hy vra vir my om te bid vir mense waar ek nie mag nie. Al vra hy vir my iets waar ek moet reageer, maar Here, ek sien nie kans daarvoor nie. Al moet ek 'n risiko neem in besigheid of in my familie of in my huwelik.
Ek gaan reageer op sy beloftes. Ek gaan reageer op sy stem. Want rakats, ek gaan veilig land. Al is ek in die vuur, al is ek in 'n moeilike plek, ek gaan veilig land. Ek wil klaarmaak met hierdie, hoe bou ek 'n rakats tipe vertroue in die Here? Stap vir stap. Ek vertrou hom met die klein. Een treukie op 'n slag. Ek gaan nie ekstra koffie koop voor die maand nie geëindig het nie, en ek gaan hom vertrou dat dit gaan rek. Dan moet ek 'n bietjie ekstra water bygooi. Daar's sekere goed wat ek net nie gaan doen nie, want ek gaan hom vertrou in dit. En dan as jy val en jy sê, maar Here, ek gaan nou my eie planne maak, is okay, staan weer op. Want ons moet leer loop in ons vertroue van Christus. Met finansies, met huwelike, met kinders. En as jy val, staan weer op en vertrou weer. Rakats, rakats, rakats. So hierdie manne is gehoorsaam. En dan sien hulle hierdie vervulling van God se belofte. En hulle amen. Daniël 3:29, kom ons lees gou weer. Daarom vaardig ek 'n bevel uit dat enige persoon van watter volk, nasie of taalgroep hy ook is, wat met minagting praat oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego, in stukke gekap moet word, en dat sy huis 'n pynhoop gemaak moet word. Daar's immers geen ander God wat in staat is om so te red nie. Sien, Sadrag, Mesach en Abednego se gehoorsaamheid aan God, hulle amen op sy belofte, was so sterk en heilig en mooi. Hulle rakats vertroue in die middel van die vuur was so sterk dat selfs die koning se lewe radikaal verander het, maar dit was so mooi en groot en heilig dat dit vir die volk beter geraak het om in stukke gekap te word as om hierdie God te mis. Ons besef nie die invloed wat ons het in ons dorp nie. Ons besef nie die invloed wat ons het op mense rondom ons nie. Maar ons stap nie in hierdie rakats vertroue, ons stap nie in so groot amen op elke woord van God, selfs in die middel van die vuur, dat mense rondom ons sê, maar ek wil ook so erns maak met jou God, dat dit vir my beter is om in stukke gekap te word, as wat dit is om hierdie God van jou te mis nie. Ons maak nog nie soveel erns met God nie. Hier is wat vir my so mooi is. En dis die maar, daai oomblik as ons reageer in gehoorsaamheid, in 'n amen. Daai oomblik waar ek in 'n rakats vertroue begin stap in elke area van my lewe. Here, ek gaan gehoorsaam wees en ek gaan vertrou dat ek veilig gaan land. My finansies, my huwelik, my kinders in ons skole. Die oomblik as ons dit begin doen en die mense in ons dorp ervaar, ons maak erns met ons God. Ons is lief vir ons Jesus. Ons geniet sy teenwoordigheid. Is die oomblik waar selfs die Nebukadnesers in ons dorp gaan draai na hom toe. Mense het nodig om te sien hoe ons soos 'n Sadrag, Mesach en Abednego in die middel van die vuur die Here aanhou aanbid. Ons hoor die name van ouens in ons munisipaliteit. Ons hoor die name van mense in ons dorp wat goue kalwe bou en al die goed, maar is nie veronderstel om ons bang te maak nie. Net so 'n goue kalf in jou huis, of waar ook al dit mag wees. Want hier is beloftes van die Here af vir jou. En jou reaksie, jou amen, jou gehoorsaamheid in die middel van die vuur, gaan beteken dat elke Nebukadneser gaan buig voor jou God. En ek wil vir jou bid vandag,
So kan ek vra, kan ons saam staan? Kan ons saam staan? Ek wil vra, daar weer is, maak net toe jou oë. Maak net toe jou oë. Ek weet baie van ons het vandag nodig om in 'n rakats tipe vertroue in te gaan. Want sê, Here, ek gaan nie vertrou vir 'n veilige landing in my huis, in my huwelik, in my besigheid. En as dit beteken ek moet gehoorsaam wees in daai amen wat ek gee. Ek moet gehoorsaam wees op 'n manier waar dit my in die vuur laat beland, gaan ek dit doen, want rakats, ek vertrou, ek gaan veilig land. Ek ervaar van ons hier, is op 'n punt waar ons van werke wil skuif. Van ons hier is op 'n punt waar ons wil wegstap van 'n familie af. Van ons hier is op 'n punt waar ons sekere goed in ons lewe wil afsny, want ons kan nie meer nie. En hier is die ding van die Here. Hoe kan ons amen sê op sy belofte? Nie op my planne nie. Nie op my gedagtes nie. Nie op enigiets wat ek glo rondom die situasie nie, maar wat is God se belofte in daai werk, in jou huwelik, in jou huis, in jou besigheid? En hoe lyk die amen wat jy gee? Gaan jy hom, rakats, vertrou dat ek veilig gaan land? Al voel dit ongemaklik en seer. So Vader, ons bid vandag in die naam van Jesus Christus vir elkeen wat op hierdie stadium in die middel van 'n vuuroond is. Ek wil vra, Heilige Gees, soos wat ons daai rakats vertroue vir U gee, wil ek vra, Here, kom daag op soos daai 4de man in die vuur. Kom wys vir ons waar U beloftes vir ons lê. Kom wys vir ons waar ons by U voete moet kom sit. Kom praat met ons gees en ons siel. En dankie daarvoor, Jesus. Help ons om gehoorsaam te wees soos 'n Sadrag, Mesach en Abednego. Al voel dit ongemaklik en seer. Maar Here, sodat elke Nebukadneser kan val. Of dit een is, Here, 'n goue kalf in my hart, of 'n goue kalf in ons dorp, of 'n goue kalf in ons gesin, waar ook al dit is, dalk selfs in die kerk. Help ons om gehoorsaam te bly, te reageer met 'n amen, en te vertrou, ek sal veilig land, want daar's 'n 4de man in die vuur. En iemand moet dit vandag hoor. Ek weet nie deur wat se vuur jy gaan nie, maar daar's 'n 4de man in die vuur. En hy's hier om te bevestig dat elke belofte nog steeds staan. Daai belofte wat jy gegee het op jou troudag staan nog steeds. Daai belofte wat jy gegee het, toe jy gesê het, Here, ek sal hierdie ding vir U doen, staan nog steeds. Daai belofte, ek gaan na jou kyk, ek gaan na jou omsien. Daai belofte, ek sê jou nie laat vergaan nie, staan nog steeds. Daar's 'n 4de man in die vuur. En hy's hier saam met jou. So Vader, ons verklaar dit oor elke een vandag. Ons bid dit vir elke een vandag. Dankie vir elke belofte. En dankie dat ons kan reageer soos 'n Sadrag, Mesach en Abednego met 'n amen. Selfs al land ons in die vuur. Help ons om U te vertrou, Here. Help ons om te weet, maar jy sal veilig land. Jy is in veilige hande. En ons eer U. En ons is so lief. Dankie, Jesus. En almal sê saam, amen. Kom ons sluit af, kom ons aanbid die Here nog 'n laaste keer. Slechts U wil hier, U wil met my, U
soos U wil, op U vertrou ek nederig stil, want U is my heiland, U laat my leef, die een wat is waar, was en kom. Ek kom buig nou hier voor U neer, die hemelkoning, die bly getrou. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my, laat ek nie doelloos bly. U is die lewe, wil my hersken. U weet die beste, net U kan red. Want U is my leidsman, U laat my groei. Deur U genade kan ek nou sing van die verlossing deur Jesus bloed. Die weg, die waarheid, die pad na U. My gewinne onder U hand, lei my emosies, krag en verstand. U wil ek lief hê, navolg en eer. U is almagtig, U moet reg gee. Heer, neem my offer, my als vir U. Ek staan gewillig, ek wag op U. Dit wat U vra, Heer, sal ek gaan doen. My hele wese aan U, o Heer. Heer, neem my offer, my als vir U. Ek staan gewillig, ek wag op U. Dit wat U vra, Heer, sal ek gaan doen. My hele wese aan U, o Heer. My hele wese aan U, o Heer. Ek kyk so vir hulle, want ek weet hulle het nog 'n lied wat aan die bank lê. So ek gaan die seën uitspreek en dan gaan ek vra, as jy wil, as jy kan, as jy nog tyd het, bly staan vir die laaste ene, andersins jy welkom so lank te gaan koffie kry, maar ontvang die seën van die Here, en onthou as jy wil inskakel by die gemeente, of net soos jy wil deel raak van die WhatsApp groep en al die inligting ontvang, Hanno is daar agter, hy staan met 'n groen lanyard daar, gee jou naam, jou nommer vir hom. As jy gebed nodig het, bly sit na die tyd of gaan na Hanno toe en iemand sal graag saam met jou bid. So ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag hy vir jou vrede en vreugde gee wat alle verstand te bowe gaan. Mag jy hom aanhou volg, selfs tot in die vuur, en mag jy die 4de man in die vuur raak sien. En saam met dit mag jy rakats vertrou. Ek is veilig in sy hande. En mag jy sy vrede ervaar. Amen. So dankie dat jy vandag hier was. Dankie dat jy ons sien jou volgende week. Geniet die vakansietyd. Dankie Pieter.
ons Vader.